Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Prins en prinses van Yahweh Elohim. Ek bring vir jou se tema, die redder op die wit perd. Rogev Alsu Lavan in Hebreëus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luisteraar, man en vrou van God. Daar is 'n bekende ou gesegde, vernaamlik onder jong dames, vroue wat nie getroud is nie en wat weer uitkyk vir 'n maat. Dan sal hulle so skertsend die volgende woorde sê. Die gesegde, my prins sal op 'n wit perd kom. Of Prins Charming op 'n wit perd. Verwys na die klassieke sprokie, argetipe van 'n geïdealiseerde man wat 'n vrou in nood red of inry om ware liefde en 'n gelukkige lewe aan te bied. Openbaringe 19 vers 13 skriftuurlik beskryf die wederkoms van Jesus Christus as 'n oorwinnende regter. Die kleed wat in bloed gedoop is, simboliseer sy oorwinning oor die bose en die oordeel van sy vyande. Die woord van God identifiseer die ruiter as die goddelike vleesgeworde waarheid van God wat kom om uiteindelik geregtigheid te vestig. In Openbaringe 19 vers 12 tot 13, ek gaan nou vir u dit voorlees, verskuif die beeldspraak van 'n nederige opofferende dienaar na die oppermagtige en oorwinnende koning. Hierdie verse openbaar Christus se terugkeer as die uiteindelike regter en kryger en beklemtoon sy deurdringende heiligheid, universele soewereiniteit en die absolute finaliteit van sy oorwinning oor geestelike en aardse boosheid. Halleluja! In Bybelse numerologie word die getal 19 dikwels geassosieer met geloof, goddelike orde en oordeel. Omdat dit 'n kombinasie van 10 wat goddelike orde of wet verteenwoordig en 9 wat goddelike oordeel of vrugbaarheid verteenwoordig, dui dit aan dat God die sy oordeel bedoel is om dinge perfek te orden en reg te stel. Ek hou vir u nou voor uit die kosbare woord van God, die Bybel, die Ruach asem, Openbaring 19 vers 12 en 13. Vers 12. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was.
En sy naam is die woord van God. Tot sover uit die Bybel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, prins en prinses, hy het, nommer 1, 'n naam op hom geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Vers 12. Verteenwoordig die oneindige, onbegryplike aard van Christus se goddelike wese. Dit dra 'n majesteit en diepte oor wat blootlike mense begrip nie ten volle kan begryp nie. 'n naam wat niemand ken nie. Dit beklemtoon die oneindige, ondeurgrondelike aard van Jesus, Joshua HaMashiach. In antieke kultuur het die kennis van 'n naam beteken dat jy mag oor daardie entiteit het. Dit simboliseer dat Christus se goddelike wese en majesteit volle menslike begrip en manipulasie oortref. Die naam woord van God. Hierdie titel identifiseer Christus as die lewende beliggaaming van God se boodskap en wil. Net soos die gesproke en geskrewe God se hart kommunikeer. Ek sê weer, uiters belangrik. Onthou dit, net soos die gesproke of geskrewe woord God se hart kommunikeer. Die Bybel, die woord wat ons lees, kommunikeer God se hart. Dit is Jesus die uiteindelike aktiewe uitdrukking van God se gesag, oordeel en verlossing. Dit bevestig sy identiteit as die skepper en perfekte openbaarder van die Vader. Lees wel in Johannes 1 vers 1 waar dit weerspieël word. En sy naam word genoem die woord van God, verbind direk met die evangelie van Johannes, wat hierdie oorwinnende koning identifiseer as God in die vlees wordende vorm. God in die vlees geworde vorm. God word mens. Jesus. Dit is die vlees geworde vorm. Die woord. Die uiteindelike uitdrukking en vervulling van God se waarheid en openbaring aan die mensdom. Die woord van God, hierdie titel, verbind direk met Johannes 1 en bevestig dat Jesus die uiteindelike lewende openbaring van die Vader is. Wat 'n wonderlike geestelike wording, gebeurtenis wat die menslike verstand te bowe gaan. Jesus uiteindelik lewende openbaring van die Vader is. Dit toon dat sy mag om te oordeel en oorlog te voer van sy eie goddelike gesag en gesproke waarheid kom. In hierdie gedeelte verwys die woord van God na Jesus Christus, wat as 'n oorwinnende koning na die aarde terugkeer. Die redder op die wit perd, ons tema. Jesus wat oorwinnend koning na die aarde terugkeer. Halleluja! Wat 'n wonderlike
oomblik sal dit wees, as ons hom sien, verskyn, die redder, verlosser, op die wit perd. Nommer 2, die kleed, wat in bloed gedoop is, verteenwoordig die oorwinning wat deur sy offer behaal is, en die oordeel wat hy kom trek. Koning van konings, die visioen berei voor vir sy titel wat eksplisiteit laat in die hoofstuk geskryf word. Koning van konings en Here van Here. Volledige oorwinning. Antieke tye het konings soms die krone van koninkryke wat hy verower het by sy eie kop gevoeg. Ja, die koning het veldslae gewen. Hy het ander die vyand van hom het hy gewen. Hy het ander koninkryke ingeneem. Die mure van die kastele gebreek hy's in. En hy daai koning sy koninkryk oorgeneem en die kroon op sy kop gesit. Hy het vele krone gehad en vir homself geneem uit die oorwinnings wat hy behaal het. Die veelvuldige krone verteenwoordig elke verowerdende vyand, beproewing en aardse triomf. Nommer 3, en op sy hoof is daar baie krone. Die oorspronklike Grieks gebruik die woord diadema, koninklike krone, wat sy absolute universele soewereiniteit oor alle aardse heersers en koninkryke aandui. Almal, nie net 'n aardse koning wat sekere koninkryke gewen het en sekere konings verslaan het en hulle magte verslaan het nie. Nee, Jesus, Joshua Messia, ons redder verlosser op die wit perd, dra krone van alle koninkryke die hele aarde. Baie koninklike krone of diademe, anders as die beperkte tydelike mag, wat deur aardse heersers of bose ryke, soos die diere in Openbaring 13, opgeëis word. Dra Christus veelvuldige krone. Dit dui op sy absolute universele soewereiniteit oor die hele skepping as die uiteindelike koning van konings en Here van Here. Shema Gadol Elohai, how great is our Lord. Koning van konings oor die hele skepping van sy Vader, die groot ek is. Almal draai die kroon van die verlosser, die redder op die wit perd. Die praktiese gevolgtrekking van hierdie gedeelte is om te erken wie uiteindelik in beheer is. Wanneer moeilike seisoene of wêreldse chaos navigeer, moedig die herinnering van Christus baie krone dra. Gelowiges aan dat hy uiteindelik gesag oor elke area van die lewe, leiding en geskiedenis het. Hy is in beheer. Hy is orals, omnipotent, immanent, transcendent. Hy is orals, hy is hier met sy kroon oor die hele wêreld. Nommer 4. Sy oë is soos brandende vuur. Dit simboliseer sy alsiende alwetendheid en felle heilige oordeel. Niks ontglip sy sig nie.
en sy blik deurdring alle misleiding. Hy is omnipotent. Ek het nou net genoem. Hy is oral op dieselfde tyd. Oral. Geliefdes, luisteraar, oë soos vuurvlam. Dit simboliseer Christus se alsiende wysheid en volmaakte heiligheid. Hy's Gees, groot Gees, heilig, 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 drie-enig. Kadosh, kadosh, kadosh. Ons is vlees in 'n tydelike liggaam, 'n sakkot. Hy is heilig. Hy het al die wysheid van die wêreld gegee, die Heilige Gees, die Ruach HaKodes, wat ons van die wysheid verskaf. Dit verteenwoordig 'n deurdringende, suiwerende blik, waarvoor niks verborge is nie. Wat verseker dat sy oordeel regverdig en vry van menslike foute is. Die kleed gedoop in bloed, die laaste een, nommer 5. Terwyl sommige hierdie bloed interpreteer as afkomstig van Christus se kruisiging, dui die onmiddellike militêre konteks daarop dat dit die bloed van sy teenstanders teenwoordig. Hierdie beeldspraak weerspieël direk die Ou Testamentiese profesie in Jesaja 63 vers 2 en 3. Waar die Here beskryf word as 'n kryger wie se klere rooi gevlek is deur die wynpers van God se toorn teen die bose te trap. Hy is bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. Geleerdes interpreteer dit oor die algemeen as 'n verwysing na sy offerdood aan die kruis en die dreigende oordeel teen die bose, wat die koste en triomf van sy oorwinning beklemtoon. 'n Kleed gedoop in bloed. Terwyl hierdie beeldspraak soms geassosieer word met die offerbloed van die kruis, soos ons reeds gesê het, word dit in die konteks van Openbaringe 19 tipies beskou as 'n simbool van oorwinning. Dit verteenwoordig die bloed van sy vyand, wat aandui dat Christus kom om die rebelse magte van die wêreld te oorwin en beslissende te oordeel. Ja, hy kom op die wolke. Hy gaan staan op die berg en hy gaan die vyand, die anti-kris, die duiwel breek en die wêreld oorwin van die sondige, die afvallige, wat nie hom geglo het nie, wat nie hom gedien het nie, wie nie hom aanbid het nie, sal verwoes word. En daardie bloed van die vyand aan sy kleed, die oorwinning van die sondige aarde van Satan en die anti-kris. Ek sluit af met die volgende. Wat is die hoofboodskap van Openbaringe 19? Die oordeel wat in Openbaring 19 uitgebeeld word, dui op die uiteindelike nederlaag van Christus se vyand en die regverdiging van God se geregtigheid. Sy soewereine plan van die groot ek is, val in plek en word bewaarheid, soos gesê is in die skrif van Openbaringe, duidelikheid ingesit. Sy soewereine plan kom in werking. Simboliese beeldspraak soos die fees van voëls
op die vlees van die gesneuweldes onderstreep die erns van die goddelike oordeel. Daar is iets onvergeetliks omtrent die beeld van die wit perd in die skrif. Dis nie net 'n dramatiese visuele voorstelling nie. Dit dra lae van betekenis wat strek oor temas van oorwinning, reinheid en goddelike oordeel. Wanneer die Bybel van 'n wit perd praat, veral in Openbaring, wys dit ons na iets veel dieper as 'n dier. Dit is 'n simbool wat bedoel is om die siel te roer. Die redder op die wit perd, die redder in die wit perd, een geestelike, soewereine simbool. Wat gebeur? Geliefde prins en prinses van Yahweh Elohim, mag hierdie redder op die wit perd, Openbaring in 19:12 en 13, mag ons dit visualiseer, mag ons dit manifesteer, mag ons dit mediteer, mag ons dit in ons hart, siel en gees vasmaak en daarvoor lewe en wag vir daardie oomblik. Altyd met die gesig en die kop na bo en oë na bowe en opwagting, in afwagting vir die redder op die wit perd, Joshua Messie. Daardie oomblik, en ons bid en ons vra elke dag, kom Here Jesus, kom gou. U kinders wag op u getrou. Daardie dag, wanneer hy sal verskyn in die lig. Soos hy vir sy disippels gesê het, toe hy opgevaar het en gesê, soos julle my sien, so sal hy kom, maar op die wit perd, 'n geestelike aankoms. En die wat in hom gewag het, en die wat in hom geglo het, en sy kinders, en sy disippels, en wie hom aanbid het, en sal jubel en juig, en hulle sal berag, en hulle sal van daar tot daar pyle skiet. Uit dankbaarheid. Hy's hier, hy het gekom. Die redder op die wit perd, Joshua HaMashiach. Sluit die oë in gebed, Jesus, U is die koning van konings en Here van Here. Wanneer ek geestelike stryd in die gesig staar, herinner my daaraan dat U in absolute geregtigheid veg. U is getroue en waaragtig. Laat U waarheid en swaard in my mond wees en laat my goeie nuus van die evangelie met vrymoedigheid deel. Ek plaas my lewe onder U uiteindelike gesag. Bid hierdie gebed elke dag vir die redder op die wit perd. Ontvang bracha, die seën van die Here. Yavarecha Adonai v'yishmerecha. Yea Adonai panevelecha v'chuneka. Yesa Adonai v'yasem lecha. Shalom, shalom. Kom Joshua Messia, Messiah, Elohim, ons wag getrou. Amen en amen. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and is riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across the land. And he's calling out to you and me, will you ride with me?
his hand, and he's riding the white horse across this land, and he's calling out you and me. Will you ride with me? We say yes, yes, Lord, I'll ride with you. We say yes, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven, dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will. He has a crown on his head, carries a scepter in his hand, and he's leading the armies all across this land. And he's calling out to you and me. Will you ride with me? We say yes, yes, Lord, we'll ride with you. We say yes, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. And we say, yes, Lord, we will ride. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. And we say yes, yes, Lord, we will ride. Yes, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white.